Goed, ons gaan aan met 'n reeks aangaande ken jou vyand. Ek wil vanoggend met u gesels oor die organisasie van die magte. Die organisasie van die magte. En jy kan saam met my blaai na Efesiërs 6 vers 11 en 12. Organisasie van die magte. Vers 11 en 12, net daai twee verse. Is jy almal daar? Of kan dit ook noem die hiërargie van die bose magte, of die hiërargie of die organisasie van die onsienlike wêreld in die geestelike, in die lig van die bose, geweldig georganiseer, sommer die mekaar nie is werklik 'n georganiseerde weermag waarmee ons te doen het. Dit sê in Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. So met ander woorde, daar is magte en kragte wat teen ons kom, wat wil hê ons moet tot 'n val kom. Dit wil nie hê ons moet staande bly nie. Dit wil ons tot 'n val bring, dit wil ons omgooi, dit wil ons rondslinger. Dit wil nie hê ons moet gegrondves wees nie. En hierdie magte is teen ons. Maar hierdie magte is nie sommer net 'n deurmekaar klomp nie. Dit is 'n geweldige georganiseerde weermag of 'n geweldige georgestreerde stelsel in die geestesriem wat teen ons is. En dit sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die engel sê, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Nou, dit is baie interessant. In die eerste plek, dit is dus owerhede, prinsipaliteite, dis magte of kragte, dis wêreldheersers en dis geeste van wickedness, ek wil eintlik sê onsedelikheid, geeste van onsedelikheid wat teen ons is. Hulle noem hierdie eintlik die groot vier. Jy kry mos die big five in die natuur, die 5 kragtigste diere in die natuur. Nou hierdie is die groot 5 in die groot 4 in die geestesriem wat teen ons is. Ons stryd is dus teen prinsipaliteite of teen owerhede. Ons stryd is teen magte of kragte. Ons stryd is teen wêreldheersers. Ons stryd is teen geeste wat onsedelikheid bevorder. Ons stryd is teen hierdie 4 groeperinge van bose magte. En hulle is in 'n spesifieke volgorde. Hulle is definitief nie net onder een kam geskeer nie. Daarom gebruik Paulus elke keer die woord, maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen wêreldheersers, teen bose geeste van onsedelikheid. Dis elke keer hierdie woordjie teen, want hy breek hulle op in verskillende volgordes. En dit is ook hoe hulle funksioneer. En ek wil dit vandag vinnig vir u wys, dat u kan besef, wanneer ons te doen het met die wapenrusting, is die wapenrusting is saamgestel, die skild van geloof, die borswapen van geregtigheid, die gordel van waarheid, die swaard van die woord, die skoene van die bereidheid van die evangelie, die helm van verlossing. Daardie goed is gegee, sodat wanneer hierdie 4 verskillende groeperinge van magte op ons afkom en ons aanval en hulle pile skiet en hulle aanvalle loods teenoor die mensdom en die wêreld en dit kom teen die Christendom, dat u teen daardie goed staande kan bly. Dat dit u nie omkap nie, dit u nie tot niet maak nie, dit u nie rondslinger nie, dit u nie depressief maak nie, dit u nie ten gronde bring nie, maar sodat u staande kan bly in 'n oorwinningsposisie waarin u staan.
Voordat ons begin wil ek ook vir u sê, die enigste middel van teestand in hierdie hele kosmos, en hierdie hele wêreld, wat hierdie 4 groepering van magte kan teestaan, of hulle kan uitdrywe oor 'n land, daar is net een middel tot dit, en dis die Christendom. En ek wil hê u moet dit hoor, daar is net een groepering van mag of krag op hierdie aarde, wat hier geplaas is deur God, wat hierdie magte kan teestaan, hulle planne tot niet kan maak, hulle werkinge kan bestraf, hulle hele plan kan omgooi, hulle uit 'n land of 'n stad kan uitdrywe. Daar's net een middel op hierdie aarde gestel om dit te kan doen, en dis die liggaam van Christus. As ons dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. En ons gaan vanoggend ongelukkig 'n bietjie moet kyk na teleurstelling in onsself in die Christendom, veral in Suid-Afrika. Daar's net een middel tot teestand en tot die vernietiging van hierdie organisasie, van hierdie magte wat 'n plan op hierdie aarde wil uitdruk, en dit is u en ek, dis die kinders van God. Daar's geen ander middel van weerstand nie, teen dit nie. In die eerste plek, owerhede, is in die Engels is principalities. Hierdie is wat jy sal noem, is 'n sterk man. Is 'n sterk man. Nou elke land, dit hang af wie in beheer is daar, wanneer die vyand beheer gekry het, gevolg van ongeregtighede en sondes, en dit begin floreer in 'n land, en die mense wandel nie meer volgens God se woord nie, God word nie meer gevrees nie, God word nie meer gesoek nie, dan kom die bose in beheer, en die Satan stel 'n prinsipaliteit, hy stel 'n sterk man oor 'n land aan. En hy sê, ek wil hê, jy moet oor hierdie land regeer, en Amerika het een, en Australië het een, en Suid-Afrika het een, en Griekeland het een, en wat ook al jy kan noem, elke land is daar 'n sterk man wat daar regeer. Dit kan of wees die sterk man wat van God kom, en jy begin Gods vrug van God se koninkryk in 'n land sien, dan kan jy sien, die stelsel het omgeswaai. Hier's 'n ander regeer aan die werk hier, want jy sien dit in die vrug wat in 'n land deurkom. Wie sou u sê is in beheer van Suid-Afrika? Ek sou sê, as ek kyk na dit wat ek sien, is dit nie God se sterk man wat in beheer is nie. Dis 'n sterk man van die bose. Nou hierdie is die ouens wat heers. Hulle ontvang van die koning, ontvang hulle 'n plan, want dit sê sodat jy kan staande bly teen die luste van die duiwel, the wiles, the schemes of the devil. Dis sy metodes, sy resepte, sy strategie om 'n land tot 'n val te bring, en sy vrug, sy boosheid, sy onsedelikheid na vorentoe te laat kom. Jy begin eintlik sy karakter, dit wat in sy hart leef, begin jy in 'n land sien. Dit pop een na die ander uit. As jy wil weet hoe lyk die Satan, kan kyk maar net hoe lyk dit in 'n plek waar hy in beheer is. Dan sien jy hoe verrot is hy. Dit is hierdie magte en kragte wat hy gebruik om te kom steel, te slag en te verwoes. Die Satan is die koning van hierdie magte en kragte. En hy stel prinse aan oor verskillende lande. En aan hulle gee hy 'n spesifieke strategie vir Suid-Afrika, 'n spesifieke strategie vir hierdie land, 'n spesifieke strategie vir daardie land. En daardie prinsipaliteit moet daardie strategie uitvoer. Hy moet die magte onder hom sekere opdragte gee, sodat daai strategie na vore kan kom en dit sigbaar kan word, dit wat in die onsienlike beplan is en vasgestel is deur die Satan, wat oorgegee word na die prins of die prinsipaliteit oor 'n land, word afgedruk soos dit in die rangorde gaan, en dan begin jy dit in die fisiese realm sien. Dit word in die fisiese uitgedruk, dit wat in die onsienlike beplan is en bepaal is, word in die fisiese uitgedruk, en dit word in die fisiese sigbaar. As ons lees Daniël 10, vers 12, 13 en vers 20, dan sê dit, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniël, want voor die eerste dag dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van Perse, kan wees die owerheid of die prins van Perse, het 21 dae lang teenoor my gestaan. Sien jy, hy het hom teëgestaan, en kyk,
Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Toe sê hy vir my vers 20, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse, en as ek heen gaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Nou in die Engels sal jy duidelik sien, the principality, of wat ook al. Nou hierdie is die sterk manne, die vors wat staan oor Griekeland, die vors wat staan oor Persië, die vors wat staan oor Suid-Afrika, is magte en kragte wat aangestel is, sodat die werk van God nie na vore kan kom, dit staan sodat dit wat van God kom, in Suid-Afrika sigbaar kan word. Dit is ons groot teestand. Hulle is in die volgende voorbeeld, Josef en die Farao. Die Farao is die totale heerser, hy is die koning van Egipte, en hy gee aan Josef sy seelring, en hy sê vir hom, hierdie is, jy dra nou die autoriteit van die Farao, regeer jy oor alles wat, oor die hele Egipteland. Al een aan wie jy verantwoording doen, is aan my. En dis dieselfde wat hier gebeur, die Satan is die koning, en hy gee basies aan die prins van Suid-Afrika, die prins van waar ook al, 'n seelring, en hy sê, regeer jy namens my, en jy gee net aan my antwoord. Het hier te doen met 'n prins wat oor 'n land staan, en oor 'n land wil regeer. Dan die tweede een wat jy kry, wat hulle hier noem is, magte. Dit sê hier so, against powers. Kom ek lees net gevindig die volgende enetjie. Nee, kom ons los, ek gaan nie nou dit lees nie. In die oorspronklike taal, soos jy net jou Strongs gaan lees, dan sê dit magte of powers. Die definisie wat hulle daarvan gee is mastery, delegated influence, authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength. Die woordjie in die oorspronklike taal wat daar gebruik word vir owerhede, dit sê magistrate, power, principality, principal, rule, chief. Dit beteken hierdie is, hy is die skoolhoof, en hy gee die orders, en sy orders moet uitgevoer word, sodat sekere goed kan gebeur, soos wat die hoof dit beplan het vir die dag. Daai beplanning vir die dag word aan die onderwysers deurgegee, en die onderwysers beïnvloed die kinders, en daai goed word deurgegee, en dit is gebeur soos dit gebeur, en dit gebeur op die tyd soos wat dit gebeur. Maar magte, of jy kan dit ook noem kragte, of is, wil amper sê, subordinate aan die principaliteit wat oor 'n land hang. Nou waar jy te doen kry met magte of kragte, is, dis byvoorbeeld die sterk man oor die aar. Jy het nie, hier's 'n principaliteit oor Suid-Afrika, maar jy sal sien, elke dorp sukkel nie met presies dieselfde goed nie. Party dorpe sal jy ingaan, en jy sal sien, God, ek kan nie glo, skoon is hierdie dorp nie. Hier is nie geweld nie. Ek sien die mense wat rondloop en is dik gesuip elke dag en nag, jy's amper in die kraan, jy kan net nie glo nie, dit in Suid-Afrika. En dan kom jy op die aar. En dan is die hoogste vitale alkoholsindroomsyfer in die wêreld. Alkoholisme in die orde van die dag. Voorhuwelikse seks. 80% van geboortes in Suid-Afrika is kinders, almal onder die ouderdom van 21. Voorhuwelik, kinders. Egskeidings, skinder. Maar die magte is wat deur die principaliteit van Suid-Afrika aangestel is om te sê, ek wil hê, jy moet heers oor die aar. Jy heers oor Goodwood of Kaapstad. Jy heers oor Joburg. Jy heers oor George. Jy heers daar. En dis die plan vir daar. Dit kom van die koning af. Dis wat jy daar moet uitrig. En jy het 'n mag en 'n krag ontvang om dit te kan uitvoer. Hierdie is die kleiner rangorde van heerskappy eintlik wat oor dorpe aangestel word. Dis die magte en die kragte. Maar daar's 'n groter een daarbo. As jy die groot een daarbo uit die weg kan ruim, dan kan hierdie ene ook nie meer opdragte kry nie. Dan verloor hy sy autoriteit, want sy mag en krag en gesag het hy ontvang op grond van dit wat hy van die een daarbo ontvang het. Nou hierdie ouetjies
As jy nou eintlik hier praat van magte en kragte, is eintlik die ouens wat die wêreldstelsel beïnvloed. Dis eintlik die ouens wat inkom, hierdie stelsel van demone, wat jy noem magte of kragte. Dis eintlik hulle wat inkom. En ons as Christendom het eintlik net met die 4de vlak direk te doen. Ek gaan dit nou vir u wys. Maar hierdie magte en kragte is eintlik die ouens wat agter die stelsel werk, en die manier hoe hulle werk, jy sien hulle nie eintlik nie, maar jy sien hulle in die regering. Jy sien hulle in die regstelsel. Jy sien hulle in die onderwysstelsel. Jy sien hoe hulle die hoof van daai plekke beïnvloed. Die staatshoof, hierdie ouens is hierdie magte is die ouens wat vir Cyril Ramaphosa, wat vir hierdie brothers pas op. Want dis hulle wat op hom fokus. Die ou wat in beheer is van die polisie, hierdie brothers, hulle moet pas op vir hierdie ouens. Want dis hulle wat die wêreldheersers mag en gesag op hulle wil afdruk, sodat die plan wat van bo kom eintlik deur hulle na vore kan kom. Die moment as hulle jou wêreldheersers, nou jy kry 'n ander vorm ook van wêreldheersers wat ook maar net nie besef word, dis hierdie lotte wat hulle beheer, soos jou vrymesselaars, jou Illuminati, jou okkultiese stelsels. Dit word deur hierdie magte en kragte beheer. En die rede hoekom hulle dit doen, want die plan van die vyand kan net deurkom as hy die wêreldstelsel beheer. Die magte en kragte wat direk agter die wêreldstelsel lê, is hierdie tweede lot, nie die eerste lot nie, is die tweede lot. Hulle sal reg en geregtigheid beïnvloed. Byvoorbeeld in ons land sien jy dit baie duidelik, jou regstelsel. Wie die meeste reg? Die krimineel. Nie die een wat nou van gesteel is nie. Dis so tegnies om daai krimineel skuldig te bevind, dis hy wat in by jou huis is. Daar enige puntjies waarop jy kan vrykom, kom hy vry. Hy word ook nie meer 'n bandiet genoem nie. Hy word nou 'n kliënt genoem. Weet jy hoekom word hy 'n kliënt genoem? Want die staat is in diens van die krimineel. Ons is nou in diens om hierdie ou op te lei. Hy moet 'n graad kry, en ek betaal daarvoor. Jy mag niks aan hom doen nie, hy kan jou vloek net soos hy wil, jy staan hande afgekap. Die moment as jy iets aan daai krimineel doen, 'n rapist of 'n moordenaar of wat ook al, dan is jy in jou kas. Jy gesit self in die tronk. Die regstelsel is tot niet as gevolg van hierdie magte en kragte. Nou kom ek verduidelik of hoekom dit so is. Byvoorbeeld, nou beïnvloed hy vir Cyril Ramaphosa. Nou wil ek net gevinnig sê, onthou, hierdie ding kan net so teruggaan na die vorige regering waar, ek het hom altyd genoem TV de Klerk, maar hulle het beide bleskoppe gehad. Die eerste en VW de Klerk, nie TV Botha nie. PW, maar ek het hom altyd genoem TV Botha. Ek het hom op die TV gesien, maar ek het die helft weet wie is hy. Toe kom VW. Maar hierdie magte wil ook vrot vieslike goed, en hierdie goed was in beheer van hulle, want die plan was op die ouene van die dag, van die Satan. En jy moet dit mooi hoor, onthou, die vyand se strategie loop in siklusse, totdat hy bereik wat hy wil bereik. En sy bereik is om te steel, te slag, en die eindeinde is totale verwoesting. En sy planne kan vir jare kom. Nou begin hy daar met 'n rassistiese stelsel of 'n apartheidstelsel of wat ook al hoe dit kon wees. Ons laat die wites dit doen. En weet jy, dan begin hy plan en dan werk hy in VW se kop. Hierdie magte. Hy weet dit nie, maar hierdie ouens is hierdie magte uiteindelik mag oor hom. Nou is die tyd. Hierdie land gaan af. Ons gee weer stemreg hier. Maar dan weer die Satan, as hierdie goed inkom, dan vat ek vir hierdie ene en hierdie ene, ek beheer hulle, en dan gaan ek so en so en so maak, en weet jy wat, dan sien jy hoe verwoes ek die hele Suid-Afrika. Ek bring hom tot in die grond, as van hom niks oor nie. Want dis wat hy wil doen. Sy planne vir hierdie land kom al jare aan. Dit wat jy nou sien, is maar net die einde daarvan. Hy sal ver gevorder met Suid-Afrika oor. Om te steel, te slag, en die derde fase is om te verwoes. Hy is tans besig om hierdie land en sy mensdom te verwoes. Hy het al vrek ver gekom met Suid-Afrika.
Nou vra ek jy gou, waar was die enigste middel om dit teë te staan? Ons het nie ons job gedoen nie. Die kerk moet sy kop in skaamte laat sak. Want jy sal nie hierdie vrug sien as die kerk gedoen het waarvoor hy geroep was nie. Dis eenvoudig soos dit is. Dit kom ver aan, maar in elk geval, hierdie magte en kragte, die tweede stelsel is die ouens wat eintlik 'n beheer is van die wêreldstelsel. Hulle beheer die wêreldstelsel sodat jy wat kan sien. Sodat jy wat kan sien. En nou dit wat die wêreld besluit, byvoorbeeld die UN, wat nou nuwe goed inbring vir die skole, raak in 'n net gevindig, jy moet kyk waarmee is hierdie magte besig, wat is hierdie strategie, wêreldwyd en spesifiek op lande. Hulle is besig om die mensdom van sy identiteit heeltemal te stroop. 'n Identiteitlose mensdom loop rond soos 'n puppet. Die kerk is die enigste middel wat identiteit en ware identiteit aan 'n mensdom kan gee. Daar is nie meer 'n ding soos gender nie. Jy mag nie meer vir 'n kind sê, wat is jy, is jy 'n seentjie of 'n meisie nie? Jy mag nie meer praat van hy of 'n sy nie, want dan diskrimineer jy. Hy moet self ontdek wat hy is. Nou weet hy nie meer wat hy is nie. Nou dink hy, nee, ek is 'n seentjie. Nou kom jy op 15, Nee, ek is nie seentjie nie. Ek moet nou 'n genderverandering, hulle moet nou my besny. Want hy weet nie eintlik wie hy is nie. Niemand het vasgestel in sy lewe en bevestig, hoor, jy's 'n seun en jy's 'n man en 'n man tree so op en 'n man hanteer 'n vrou so en 'n man tel whites op en 'n man groei 'n baard. Dis 'n boer. Of wat ook al, man. Maar wie verstaan, jy bevestig sy identiteit, dieselfde met 'n meisie. As jy nie daai goed bevestig nie, dan vind jy dit vir homself uit en 'n ander dag, dan is hy so deur mekaar, dan is hy nou sommer weer 'n vrou, dan wil hy 'n genderverandering hê. Dan het jy 'n genderverandering, dan klik jy oor 20 jaar, dit was 'n fout, ek is eintlik 'n man. Is nou te laat. Hy's af. Stap jy rond met 'n mensdom, identiteitloos. 'n Identiteitlose mens is 'n verwarde mens. Hy word rondgespring soos 'n puppet op 'n stream. Hy glo eintlik niks, maar dit kom van hierdie magte af, wat dit die wêreldstelsel invoer deur middel van die UN. Jy moet kyk jy goed wat hulle by die skole wil inbring. Dit is skrikwekkend. As daai goed deurkom, haal ek ook in die skool uit. Dit raak onsedelik. Jy kan tot op 'n punt toe met goed, maar tot op 'n punt moet jy sê ek is baie, maar dit gaan totaal en al teen geestelike en Bybelse waardes. Maar in elk geval, nou wil ek gou vinnig sê, hierdie onderste een is against the spiritual wickedness in high places. Hierdie is magte wat ons sedelikheid bevorder. Hierdie is die perde met wie ons te doen het op 'n daaglikse vlak. Hierdie ouens, nou wil ek net gou vinnig sê, dit wat van bo af kom al die pad af, sodat die deure kan oopgaan, dat hierdie lot kan funksioneer soos hulle wil. As hulle die wêreldstelsel of die regering agter 'n spesifieke land beheer, dan word die deure oopgespan en hierdie lotte kom in. Nou kan hulle maak soos hulle wil. Die krimineel word nie meer gestraf, hy is ook verkragt soos dit wil. Het jy al gesien hoe vieslikheid verkrachtings in die laaste tye geraak? Is nie meer net hulle verkragt nie. Hulle verbrysel daai persoon daar. Dis iets verskrikliks wat hoe hulle maak. Het jy gesien hulle hardloop rond in duisende, alles word afgebrand. Kyk nou in Durban weer. Daar is onderstel om hordes in die tronke te sit. Die polisie staan daar. En hulle roek hulle sê, jy doen niks. Weet jy hoekom? Want daai magte is in beheer van hulle. Daar's 'n krag en mag agter die dinge in die gang, sodat daai onsedelikheid kan aangaan. Sodat gesteel kan word, geplunder kan word, verbrysel kan word, afgebreek kan word, dat plase afgevat kan word, daai kos wat daar was, dit alles tot nietig en daar's net droë grond wat daar oorbly. Homoseksualiteit is in die orde van die dag. Onsedelikheid in middel van pornografie wat net oopgestel word, jy kan dit op enige manier kyk nes jy wil.
En dit stop nie daar nie. As jy net eers daar begin met daai, dan raak dit by allerhande snaakse goed wat nog daarna inkom, en dan is dit, jy word gebind en geslaan, en ek weet nie wat se twak hulle als doen nie, en dit eskaleer, en dit eskaleer, en dit eskaleer, want onsedelikheid, wickedness, is in die orde van die dag. Jy sien geweld oral, jy sien afbreek oral, jy sien plunder oral, jy sien steel, jy sien dood, jy sien verkrachting, jy sien mense se huise word afgevat, jy sien moorde, jy sien die natuur wat tot niet gaan. Daar's later nie meer enige plek 'n flip en boom oor nie, want daar's nie krag nie. So onsedelik raak het, dat jy sien later net woestyn, en daar's niks oor nie. Ek is eintlik, as ek dit vir jy sê, as die Satan verwoes hy. Jy sien later 'n dooie woestyn. Daarom is Genesis so 'n uiters belangrike prentjie van 'n plek waar die duiwel in beheer is. En die aarde was leeg en woes, daar was niks. Daar's geen lewe waar hy regeer nie. Daar sal nie eens flippende plante oorbly nie. Dit sal als tot niet gaan. Jy sal in hierdie land in 'n woestyn opeindig. In 'n woestyn opeindig. As hy maar net sy wy kry, sal geen lewe weet nie. Want weet jy hoekom hy haat lewe? Kom van God. Hy haat die natuur ook. Want God het dit geskep. Nie dink hy val net mensdom, maar hy val die natuur ook. Hy haat die natuur. Enigiets wat van God kom. Daar waar hy is daar dood en hy like dit. Daar waar God is daar lewe, daar's plante, jy sien blomme, jy sien dierlewe. Hy maak dit alles tot niet. Dit is regtig iets verskrikliks. Maar as hierdie magte, hierdie onderste looitjies, hierdie demone van onsedelikheid, van wickedness, is hulle wat ons lewens probeer infiltreer. Dis hulle wat jou denkwêreld wil begin beheer, om in sekere sondes te verval, om God nie te soek nie. Dit is ingezoom op een punt, en dit is dat jy nie meer werklik glo in hierdie skild van geloof. Jy wankel in jou geloof. Jy is nie eintlik meer gegrondves in die waarheid nie. Gordel van waarheid. Jy ken eintlik glad nie meer die woord nie. Jy kan amper geen teks opnoem nie. Jy is so swak met wat die skrif aanbetref. Jy het geen flippend swaard in jou hand nie. Hy infiltreer die hart van die evangelie, naamlik jou geregtigheid, is die ingewande. Dat jy geensins jou posisie in die Here Jesus Christus verstaan. Jy voel heeldag asof daar swaard oor jou kop en jy skuldig, jy's dit nie gelê. As hy daai ding wegneem en hy tref jou binnewêreld, jou organe in die geestelike, is jy in jou kanon. Jy gaan nie meer leef nie. Geestelik dood. Jy's dalk op pad hemel toe, maar jy's geestelik soos 'n invalide, soos 'n lijk. As hy hier kom en hierdie helmpie is afgehaal en hy beheer hierdie ding, dan is jy gered. Maar weet jy wat doen hy? Weet jy wat doen hy? Hy beheer jou lewe so, dat jy dieselfde onsedelikheid wat jy in die wêreld sien jy in die kerk. Gaan kyk maar, prominente kerkleiers. Daar begin hulle verkondig, as jy 'n ding soos 'n hel nie. Jy kan enige God dien. Nie, homoseksualiteit is alright. Hoe jy jou seksualiteit wil uitleef is jou storie. Vryheid vir almal. Hulle is geïnfiltreer deur hierdie perde met 'n baie spesifieke strategie. Jy moet nie dink ons het met 'n popo wêreld te doen nie, hoor. Hierdie ouens is georganiseerd. Hulle weet wat hulle wil doen en hulle weet hoe hulle dit gaan doen. En hulle is spesifiek daagliks toegespits om hierdie plan tot volheid en volbring te bring, sodat Suid-Afrika kan opeindig in 'n woestyn. Daar sal van hom niks oorbly nie. Jy sal massa moorde sien. Jy gaan net vlamme oral sien. Jy gaan stikkende vrotgebou sien, daar's nie meer ruimte nie, daar's nie meer dakke nie. Parkies wat mooi was, daar's niks van dit oor nie. So sal die Satan afbreek, steel, slag en verwoes. Die enigste middel om dit te stop is die Christendom. Daar is geen ander manier. Daar is geen ander manier om hierdie stelsel te stop behalwe die Christendom nie. Ons het Christus in ons ontvang. Ons het die wapenrusting ontvang. Ons het giftings ontvang. Ons het die evangelie ontvang om te verkondig met die krag van die koninkryk agter ons.
Maar ons sit soos mors dooie mense en gaan maar net met die stroom. Hoeveel krag in ons hand ontvang om hierdie stelsel tot nul te maak? Hier vas in gebed. Die kerk wat by God se voete sit en sê, wat is u plan vir DAR? Wat is u plan vir Suid-Afrika? En jy luister daarna en jy hoor dit en jy begin dit implementeer. Al kos dit jare. Maar ons lewe in 'n quick fix. As ons nou een by mekaar kom gaan om te bid vir Suid-Afrika, dan alles wat om so volgende week is die hele regering nie omgegooi nie, dan ag nee man, hou sommer op bid. Weet jy hoe ver kom die vyand al aan met hierdie plan? Dink jy dis sommer random die goed wat jy nou sien? Dis nie random nie, dis sommer maar net nie. Dit kom al jare aan. Dit het net tyd gevat. Dit het tyd gevat om die plan te implementeer. Hy moes sekere grond voorberei. Hy moes sekere dinge eers doen, sodat daai een, hierdie een haat en hierdie een daai een haat en hierdie een nou met justification in sy hart en sê ek het nou reg om dit te doen en omdat dit aan my, jy sien, daar moet eers stelsels oorgaan en daar moet, wil ek amper sê, haat en bitterheid moet geplant word en dit moet gesaai word en dit moet broei en dit moet gevoed word en as hy seisoen geswaai, dan kan daai bitterheid sy vrugbaar en dit neem tyd. Die koninkryk gaan ook tyd neem. Jy sal nie die land in 2 dae verander nie. Dit gaan tyd neem. Maar hoe vinniger die Christendom begin, hoe vinniger kan ons dit verander. Jy en ek het 'n taak op hande. En dis om die magte van die hel teë te staan. Dis om uit te gaan en die evangelie te verkondig. Dis om die koninkryk te bevorder. Dis om te vas en bid, want hierdie geslag sal deur niks anders uitgaan behalwe deur dit nie. Ons is geroep om vir ons landleiers te bid. Gaan kyk maar na die opdragte van die skrif. Wat is die opdragte van die kerk? Voer hy dit uit of voer hy dit nie uit nie? Wel, ons het dit nie uitgevoer nie. Jy kan sien wat is in die orde van die dag. Jy kan sien wat is in die orde van die dag. Ons het dit nie uitgevoer nie. Ons is in beheer van die vyand. Want ons sit met ongeloof. Ons is gevangenes in die denkwêreld. Ons is in die hart getref met die pyl van die vyand. Ons glo nie meer wie ons werklik is in Christus nie. Daarom lê ons lam. Die skuld in die hand nie. Vir stilte tyd hou ons werklik 'n dag om die Bybel te bestudeer en werklik te leer ken. Amper niks. Ons het nie 'n swaard in die hand nie. Hulle skrikkie vir ons hier hoor. Hierdie magte. Vir hoe baie van die Christendom in Suid-Afrika lyk, hulle is nie bang vir ons hier hoor. Hulle is nie bang vir ons, hulle weet. Ons beheer hulle denkwêreld en daarom beheer ons hulle. Hulle glo nie die waarheid nie man. Hulle glo eintlik die vyand. Dit wat hy oor hulle spreek, daai identiteit wat hy hulle gee, hulle glo dit. Ek ken nie die woord nie. Gou swaartjie wanneer hy lê op die grond, hy sal verroes en verrot. Weet jy wat hulle maak? Jy weet jy wat hulle glo nie. Hulle kan ons hier teestaan. Hulle lag. Hulle gebruik ons eintlik baie maal om sommer hulle planne te bevorder. So 'n beheer is hulle baie keer van die Christendom. En dit is nie omdat ek die Christendom en die kerk vandag wil sleg sien nie, maar jy kan ook nie anders. Ons kan ook nie ons koppies vryf en sê, wel, dan in 'n land lyk soos hy lyk nie. Hy kan nie so lyk as die kerk se werk doen nie. En die rede hoekom ek so sê, veral in Suid-Afrika, is die feit, omdat ons vir al die jare met vryheid godsdienst sit. Daar's niks wat ons verhoed om te kon doen wat die Bybel sê ons moet doen nie. Dis die eintlike rede hoekom ek vir u sê, die kerk het nie sy werk gedoen. Ons lewe nie in 'n land waar godsdienst verbied word nie. Ons lewe nie in 'n land dat as jy 'n Christen is, jy vervolg gaan word nie. Ons lewe nie in 'n land as jy 'n Christen is, jy uit jou gesin uit geskop gaan word en jy verwerp gaan word nie. Ons lewe nie in 'n land as jy die woord van God verkondig, jy in 'n tronk gesmyt gaan word nie. Dis 'n ander situasie daai.
Maar weet jy, selfs daar groei die kerk soos nog nooit tevore nie. Hy is op sy sterkste in daai situasie. Maar Suid-Afrika tot op hede nog geen sin so 'n situasie gehad nie. Ons het in vryheid gehad om die krag van God te weerspieël, die koninkryk te bevorder, daarmee voort te gaan, die magte van die hel teen te staan, maar ons het dit nie gedoen nie. Ons het dit nie gedoen nie. En dis tyd dat ons moet wakker word. Dis tyd dat u en ek moet wakker word. En die antwoord is nie om gebedsgroepies te maak nie. Die sê nie daar's fout met gebedsgroepe nie. Die antwoord is, jou hart moet by God uitkom. Dat jy soekend raak na hom. Dat jy begin jou stilte tyd in orde kry. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Jy moet die woord begin leer ken, jy moet dit begin lees, jy moet dit begin memoriseer. Dit moet jou hart souk. Jy's die een wat jou gebedslewe gaan met reg kry. 'n Gebedsgroep gaan dit nie doen nie. Dit begin by jou huis, in jou eie stiltekamer, in die verborgene. Dis waar jy eers moet regkom. Dan kan nie alles, die ander kan bykom. Maar daai's bykom goed. Dis nie die primêre bron nie. Skud jou los uit die stof en beklee jou met vars, nuwe klere. En ek wil amper sê, begin oor. Begin nuut. Neem op die wapens van hierdie stryd. Beklee jou met dit. Gaan sit met dit. Kry jou stilte tyd in orde. Kry jou Bybelleesprogram in orde. Kry jou gebedslewe in orde. Weet jy wat dit gaan kos, dat jy sekere lekker goedjies gaan moet kanselleer, om te sê, ek kan nie, hierdie is my tyd hier. Ja, ek kan nog steeds hierna toe, maar nie nou nie. Dissipline. Weet jy hoe gedissiplineerd is die magte van die hel? Gedissiplineerd. 24/7 aan die stoei en aan die woel. Ek dink ons het baie maal 'n dissipline probleem wat die geestelike lewe aanbetref. Ek dink ons grootste probleem is dissipline. Ons word deur allerhande goed net so beheer. So dissipline nodig om te hou by 'n ding. En ek wil weer eens vir julle sê, staan op uit die stof en beklee jou met nuwe klere. Raak vrugbaar, raak gedissiplineerd en raak kragtig in die Here. Amen. Amen.